As gevolg van baie mense wat my vra, hoe maak ek suurdeeg? Gaan ek gaan wys. Hierdie bak het ek gekoop sommer by Checkers, omdat hy 'n deksel het. Maak dit sommer baie maklik. 1000 gram meel, met ander woorde 1 kilogram meel. Dit is nogals belangrik dat daai dele as hy 100% is. Okay, 700 gram of mil water. Life changing Danish dough whisk. Jy kry dit saam met jou starter kit as jy op Takealot koop. En dan meng jy net lekker. So, maar kan jy lekker meng. Okay, so as jy nou lekker gemeng het, dan sit jy met so balmachines baie. Hulle noem dit shaggy. Dan sit ek net my deksel op. Dit is om by enigiets tussen 40 minute tot 'n uur. Ek kan nie eintlik worry nie. Gaan ek 200 gram se starter insit. So lyk my starter. Hy is nie aktief nie. 200 gram. So ons is super baie oor nie. So my wys wat doen ons daar. Ek het hier so net 'n bietjie water. So dit lyk nou so, maar gaan ek dit net so inmeng totdat dit goed gemeng is. Okay, dit is nou ingemeng. Sien hy soos hy begin sy elastisiteit kry. Dis wat hulle noem die gluten development. Maak hom toe en los hom. Is om en by 'n halfuur later. So nou gaan ek sout bygooi. Letterlik Himalayan sout. Dit is dan nou 20 gram sout, maar my bak is bietjie vuil en ek sê lus om my hemp vuil kom op. So laat ek nou maar my selfdres verbak. Wat mens nou gaan doen is jy gaan regtig stretch en fold. Sien jy plak in my hande, maar dis okay. So stretch en fold, maar baie totdat al daai ingemeng is. Nou hierdie probeer doen met een hand. Soos dit is 'n stretch en fold. So jy gaan nog ons regtig probeer deurmeng. So jy stretch hom regtig en dan vul jy hom in. En dit gaan ek doen vir totdat ek voel is genoeg, maar dis omtrent 'n goeie 5 na 8 minute. Ek skrap sommer lekker die deeg af van my hande af. So hy is al lekker stretchy. Soos goed. So ek gaan hom net so lekker intak en dan die deksel opsit en net los op my kombuiskas. Dis omtrent weer so 'n halfuur later. 'n Bietjie nat hande en dan gaan ek nou begin jy net met die stretch and folds. Die deeg lyk so dan gaan ek stretch en fold en dan kwart draai. Sien hoe lekker stretch het al. Stretch en fold. Seker so 12 van hulle. So hierdie is nou my 11de en hy begin my nou goed fight. So kyk, is al lekker stretchy. En dan 12. Net om te wys, soos as jy nou trek, hy fight regtig erg, maar dis goed. Dis presies wat moet gebeur. So dit is nou nog 'n halfuur later. Hy lyk al lekker glossy, daar sal hy lekker bubble. Dan gaan ek net nou weer nog 'n klomp stretch and folds doen. Ek gaan dit nog 2 keer doen en dan hom los vir bulk fermentation. Nou die stretch and folds lyk nou so. Ek het hom nou net in 'n balletjie gemaak. Maar is bietjie sticky, maar nie baie nie. Daar kan jy sien begin bubbles en goed vorm. Very good sign. Okay, dis nou my derde stel stretch and folds. Hy is al lekker bouncy, maar daar gebeur niks as ek my vinger indruk nie. En so wat ons nou doen is, mens noem dit bulk fermentation en jy los hom basically totdat hy reg is. Ek sal wys wanneer dit is. Okay, ek het vir hom van 2 uur tot 8 uur gelos, so nou lyk hy so. Ek het nou al 'n bietjie gespeel. Hy is baie bubbly. Hy is lekker jiggly. So ek gaan hom uitgooi hierso en dan shape. Jy sit lekker meel op. Ek het net so 'n cute dingetjie gekry by 'n thriftswinkel. So hy werk lekker. Gebruik sommer die wit skropper. Daar's mense wat sê daar's iets aan die doudamp. Ek het nie genoeg geduld nie. So daai wat hy trek beteken hy het lekker geferment. Dan deel ek hom net in die helfte. So. Ek sit die een kant
een bietjie in kant toe. So. En hierdie een wat hulle noem pre-shape. Oeh, wat. Goed, nog 'n bietjie meel. So. Dis okay. As hy aan jou plak, dis regtig okay. Dan probeer om in 'n relatiewe reghoek kry. Hou die een kant middel toe, ander kant middel toe en dan vou jy hom op. Dan druk en trek jy hom, soos jy hom druk en trek, sit jy jou vingers onder om hom daai bubbles sodat hy lekker, hulle noem dit surface tension. Kyk hoe lekker maak hy bubble dan. En dan gaan ek dit nou met die ander een doen. Jy los hom net vir so 'n paar minute. Ek doen dit letterlik in 'n airfryer. Hy is op convection. En dan sy op 230 en daar is maar net die top. So ek het klaar my cast iron pot daarin en hy is besig om warm te word. Okay, so hy het nou so 20 minute op die kas gebly. Nou gaan ons hom net soos weer lekker uitstretch. Hulle noem dit die second shaping. So jy kan hier maak asof jy Italiaans is. Ek swak. Anyway, weer selfe storie en dan lekker styf vasdraai. En dan ook net weer push pulls en paar hom in jou Benetton. Kan jy hom in jou Benetton bietjie toe maak. Plastic hornet, lifesaver. Boom, hierdie ouetjie gaan yskas toe. Maar hierdie een word vanaand gebak. So, selfe storie. Maak of jy Italiaans is. Poink, poink. En dan rol jy hom op. Hierdie een maak ons seker uit lekker baie push-pulls. Sodat jy sien daar begin hy surface tension maak. Kyk hoe glad is hy nou. Perfect. Kry jy jou baking mat. Silicone baking mat. Jy sit hom nou mooi kant bo. Moenie laat dit gebeur nie. Maak soos ek maak. Moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek sê. Dan met jou scoring knife, ek gaan nou net iets fancy doen nie. Ek gaan sommer net so lekker bo 'n score doen. Ek kan dalk bietjie dieper. Warm cast iron pot. Die windtyd. Hy is 4 warm. Drop it like it's not hot yet. En hy gaan in vir 20 minute met 'n deksel en vir 18 minute sonder 'n deksel. Ek wil net nie my ore brand nie. Boom! 20 minute is verby, so ek gaan nou my deksel afhaal. Like dit. En dan sit ek hom terug vir nog 18 minute. Kyk net daar, hoe lekker lyk dit. Ek gaan net aan die goeters daar neersit en dan los. So los ek hom laat afkoel vir die nag en môreoggend gaan ek hom sny. Okay, volgende oggend. Hy is my bietjie plat, maar hy proe nog steeds lekker, gewoon lekker. Yums. Check it out, ovens bring. So dat is perfect. So lekker. Chick. En dan baar ek hom sommer na brandpapiersag en enjoy.